all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great. Hallo julle. Dis Louis hier en soos julle kan sien, sit ek lekker hier in die veld. Die sonnetjie is besig om te sak daar oor die berge. Wat 'n wonderlike uitsig. En ek dink nog aan die grootheid van God, soos wat ons nou die dag gesels het. En ek lees Markus 3, wat vir my net nog 'n verhaal is van die grootheid van God, wat net vir my nog meer vertel van hoe groot God is. En jy weet, die woorde kom by my op. Wees nou kalm. Bedaar nou net, wees kalm. En ek dink, jy weet, ek het dit so baie gehoor as kind by my ma. En ek dink, hoeveel van julle het dit net nie ook al gehoor nie, weet? Hoeveel keer het julle net nie al miskien met 'n eindeksamen gehoor, luister nee, dis tyd om kalm te wees. Wees nou kalm, wees nou net rustig. Weet, dis daai woorde van autoriteit. Wees kalm. Jou ma, 'n onderwyser of iemand wat dit dalk vir jou sê, een of ander senior wat dit met jou deel. Wees kalm. Dis woorde van autoriteit. En ek wil gou na Markus toe gaan en graag weer met julle deel. Waar is ek nou? Dis Markus 4, ek het gesê Markus 3, dis Markus 4 vanaf vers 35, daar waar Jesus die storm stil maak en die skrifgedeelte lees. En toe dit aand geword het, op daardie dag, het hy vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die ander kant. En hulle het die skare verlaat en hom net soos hy was, saamgeneem in die skuit. En daar was ook ander skuitjies by hom. En 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skuit geslaan sodat dit al vol word. Maar hy was agter op die skuit aan die slaap op die kussings en hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, meester, gee U nie om dat ons vergaan nie. En hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg, wees stil. En die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle so bang? Het julle dan geen geloof nie? En 'n groot vrees het hulle oorweldig en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Weet julle, stel jouself voor, jy was saam met Jesus daar en dis tyd om op te pak, jy weet, hy's moeg en jy's moeg. En nou pak julle op en julle klim in die skuitjie en daar vaar julle oor die see met nog ander skuite en goedjies saam met julle en ewe skielik kom hierdie storm op. Hierdie verskriklike storm, jy weet, en jy's bang, jy het hierdie vrees in jou, die boot raak vol water, jy kan dalk nie eers swem nie en dit is so gevaarlik, dis donder weer hier rondom jou, man, dit gaan mal. En daar lê Jesus vas aan die slaap op die kussings. En jy gaan maak hom wakker, jy weet, jy en jou vriende gaan maak hom wakker en sê, maar Here, ons is besig om te vergaan, gee jy dan nie om nie. En die Here staan op en hy kyk vir hulle en hy loop by hulle verby. En hy kyk na die storm en hy sê, man, bedaar nou, wees nou rustig, kalmeer nou. En daar gaan lê die storm, doodstil. Jy weet, jy het nog hierdie vrees hier binne in jou, maar nie meer reg oor die storm nie, maar oor hierdie man, wat dan nou die storm stil gemaak het. Hoe verduidelik 'n mens dit? Ons kan nie. En dit is net soos wat Jesus is. Hy is so groot en so magtig. Hy is die seun van God. Hy is God, skepper van hemel en aarde, van elke storm wat woed oor hierdie aarde. Jesus het absoluut mag en autoriteit oor hierdie storms.
My vriende, my broers en susters, wat ek vir jou deur hierdie boodskap wil sê, dit maak nie saak hoe groot die storm is wat binne in jou woed nie. Ek dink elke dag aan hierdie COVID-19 wat om ons aan die gang is. Jy weet, al die hartseer, al die misdaad wat aan die gang is, ons land se ekonomie. Daar's soveel storms wat woed binne in soveel mense. Storms van vrees, van angs, storms van waar kry ek kos om op my tafel te sit. Ek het my werk verloor. Daar's soveel verskillende storms wat woed in mense se lewens vandag. Storms van verskillende vrese. My broer en my suster, ek wil vandag vir jou sê, Jesus is die autoriteit oor elke storm. En hy het die mag en die autoriteit om die storm wat in jou lewe huidiglik woed, stil te maak. So gee die storm vir Jesus. Moenie omgee nie. Jesus mag dalk op die kussing lê en slaap agter in die skuit. Hy het steeds beheer. Hy het steeds beheer. Moenie bang wees nie. Hou moed, hou geloof, my broer en suster. Dit sal weer met jou beter gaan. Ek waarborg dit jou in die naam van Jesus as jy daaraan vashou. Hou vas aan Jesus se hand. Hou vas. Keep on hanging on the hem of his garment. Dit sal beter word in geloof. Hou vas. Jesus is magtig en kragtig. Kom ons buig ons hoofde en ons dank hom daarvoor. Hemelse Vader, Here, ons loof U, ons prys U, Here. Daar's soveel storms wat woed in hierdie wêreld vandag, in hierdie lewe, in my lewe, in ons lewens, Here. Here, maar ons hou vas aan U woord en in geloof staan ons by U, want ons weet U het krag en mag oor elke liewe storm wat woed in hierdie wêreld. En ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Vader, maak ook die storms in ons lewens stil nou, Here, soos U die storm op die see stil gemaak het. Vra ek, Here, maak die storms stil in ons lewens. Bring net kalmte en vrede oor ons. In Jesus se kragtige naam bid ek dit. Dankie my koning. Amen. Dankie broers, dankie susters. Sterk wees. God is groot.